in my matriekjaar in 1978 was daar 'n groep met die naam van Bonnie M. En hulle het 'n liedjie daai jaar opgeneem met die naam van Rivers of Babylon. En ek het nou aan die einde van die preek het ek nou 'n opname gesit. As jy nou lanklaas luister of jy dit nou nie en jy wil weer luister dan ek net daar gaan luister na dit. Maar ek het nou nooit die woorde geluister nie. Ek luister eintlik liedjies se woorde nie. Ek hou net van 'n lekker wysie en 'n lekker beat en so aan. Bonnie M was nou so een van daai liedjies. En jare later het ek agtergekom maar die woorde van daai lied is die woorde van Psalm 137. En dit is nogal 'n verrassing vir my gewees. Nog jare daarna het ek eers agtergekom dat die bekende Jeremia 29 vers 11, die een wat gaan, ek weet wat ek vir julle beplan sê, die Here voorspoed nie teëspoed nie, ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Daai gedeelte is geskryf vir die mense van Psalm 137. So, wat is die storie hier? Die ouens van Psalm 137 gaan, ek meen hulle, jy weet, hulle Bonnie M sing, jy weet, hulle sit daar en hulle treur, hulle huil en so, en hulle is weggevoer van hulle land af, van Jerusalem af, Babylonië toe. Babylonië is waar Irak vandag is, en hulle wil nie daar wees nie. Ek meen, dit is 'n vreemde land, vreemde kulture, vreemde landskap. Hulle is soos vreemdelinge in hierdie vreemde land en hulle wil nie daar wees nie. En op 'n manier het hulle ophou lewe. Hulle bestaan nou maar net en hulle is nie slawe daar nie, hulle is nou net daar. En so dit gaan glad nie goed met hulle nie. Soveel so dat hulle ophou met sing. Die Babyloniërs kom en sê hulle, man, maar ons het gehoor julle sing so mooi, jy weet, met julle harpe en tamboeryne en die goed. Sing vir ons 'n lied van julle land. Sê, hoe kan ons 'n lied van ons land sing as ons hier in hierdie vreemde land sit? Ons kan nie meer, jy weet, ons kan nie meer sing nie. Ons het ophou lewe. En dan kom daar hierdie brief, Jeremia 29. Kom daar hierdie brief by hierdie mense aan. En wat gebeur het toe die Babyloniërs die mense weggevoer het Babylon toe? Hulle vat net die sterkstes en die slimstes en die mooistes en die arm en siek mense, jy weet, die los hulle daar. En Jeremia was een van hulle. En nou skryf hy vir hulle hierdie brief om hulle te bemoedig. Maar dit wat hy vir hulle skryf is die laaste ding wat hulle wil hoor. Dis nou die een ding, die een boodskap wat hulle nou glad nie wil hoor nie. Hulle wil nie hier wees nie. Hulle wil nie 'n dag langer hier bly nie. Hulle wil teruggaan. Maar hy sê vir hulle, luister, julle moet nou maar regmaak. Julle gaan vir 'n lang tyd daar bly. So sê vir hulle vers 5 en 7. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Die tuin dit gaan nou 'n paar maande vat vir jou. Jy weet, so jy gaan nie vinnig terug nie. En eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Jy gaan nie gou, hierdie geslag gaan nie gaan nie. Dit gaan 'n lang tyd vat. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Ons gaan net nou by dit uitkom. So hy sê, hier is julle en hier gaan julle vir 'n ruk bly. Jy moet nou die beste maak van dit wat jy kan. Bloom, sê die Engelse spreekwoord, bloom where you are planted. Blom daar waar jy is. Moenie verlep waar jy is nie. Blom waar jy is. As jy daar waar jy nou is, waar jy nou nie wil wees nie, gaan lewe, dan sal jy my plan agterkom, sê die Here. As jy gaan lewe daar, gaan jy agterkom wat is my plan vir jou lewe. En dit staan in vers 12 en 13. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. So, hier is jy nou, waar jy nou nie wil wees nie. Kry jou hoop op God. Hy het 'n plan vir jou lewe. Daar is 'n verwagting. Hy bedoel iets moois vir jou. Alhoewel dit nie vir jou nou so voel nie. Maar dis 'n gevoel. Verander jou gedagtes en begin lewe daar waar jy nou is. En dit is presies wat gebeur het. Gelukkig. Hulle het hulle gedagtes verander, hulle het aangegaan met hulle lewens, hulle het voluit aangegaan met hulle lewens, hulle het 'n klomp dinge geleer en hulle het bly
vashou aan die belofte dat hulle eendag sal teruggaan. En dis wat toe gebeur het. Omtrent 70 jaar nadat hulle aangekom het, het die Babyloniese ryk gedisintegreer en kon hulle teruggaan Jerusalem toe. En hier is die ding, hulle het anders teruggegaan as wat hulle daar aangekom het. Hulle was ander mense as wat hulle voor die tyd was. Meer en sterker, jy weet, as 'n volk en in hulle verhouding en hulle kennis van God. Dis wat gebeur het. Hulle het uitgestyg in daai land. Die Efraat rivier loop deur die Babyloniese ryk en deur die stad Babylon. So hulle was bekend in die destyds bekende wêreld vir hulle, die Babyloniërs vir hulle landboukennis en tegnieke en goed wat hulle gebruik het. Die volk Israel het dit daar aangeleer, hulle het tegnieke aangeleer en toegepas. Hulle het handelsvaardighede aangeleer. Hulle het allerlei soorte, jy weet, tegnieke wat nie bekend was aan hulle, het hulle leer ken. Hulle het nuwe gemeenskapsstrukture geleer van en gevestig onder hulle as 'n volk. En dis die mense wat ons vandag in Israel kry. En ons weet van hierdie klein landjie met hierdie min mense relatief wat hierdie wonderwerke verrig deur kilometers woestyne te omskep in vrugteboorde. Ek meen dis daai mense. Dis die suidelike 2 stamme van Israel gewees wat weggevoer was Babylon toe. Die 10 noordelike stamme is 125 jaar voor dit is hulle weggevoer Assirië toe. En ongelukkig het hulle nou maar daar verdwyn. Jy weet, hulle het ophou lewe en hulle het maar daar verdwyn en is opgeneem in die Assiriese volk en hulle is die ouens wat later, jy weet, oor die wêreld versprei het. So die mense wat vertrou het dat God 'n plan het vir hulle lewe en hulle lewe daar rondom gebou het en hulle toekoms daar volgens ingerig het. Hulle is die mense wat uiteindelik die belofte in vervulling sien kom het. So ons kan nou baie maklik sê, ja, maar hierdie 10 noordelike stamme, ek meen, hoekom het hulle dit ook gedoen nie? Wel, dis nie so maklik nie. En ek en jy weet dit. Ek meen, as ons in 'n plek is waar ons nie wil wees nie. En hoe langer jy en hoe meer jy daaroor dink, hoe minder wil jy daar wees. Dit is een van die moeilike goed in die lewe. As jy op 'n plek is waar jy nie wil wees nie, of jy jouself daar gekry het en of omstandighede dit laat gebeur het wat dit ook al is, dit is een van die moeilikste goed vir ons om te blom in sulke omstandighede. En om nog steeds aan te gaan met jou lewe. En dit gaan byna onmoontlik vir jou wees om dit te doen as jy vasval waar jy nou is en nie aangaan met jou lewe nie. En dan is die gevolge daarvan, ek bedoel dit raak jou geslag, jou nageslag. En al die mense rondom jou, as jy bly vashaak. Ek het een van die treurigste prentjies uit my kinderdae uit, was tannies wat met swart rokke, as die oom dood gegaan het, het hulle die res van hulle lewe in swart rokke geloop, letterlik die res van hulle lewe. En wat ek as kind kan onthou, ek meen dis hierdie absolute treurige hartseer figure. En snaaks, jy weet, ek nou teruggedink het aan dit, my voorbereiding, kan ek onthou, dit was in die baie gevalle was dit op 'n dag wat die oostewind in 'n Waakland baie. Nou kyk daai oostewind maak jou klaar in 'n treurige toestand. En hulle het amper dit verpersoonlik hierdie treurige ding. En die mooi aan dit is, ek meen, dat dit net gewys het hoe lief is hierdie tannie vir die oom gewees, nee, dat sy die, jy weet, dat sy so 'n lewe gekies het dan net, weet, om op 'n manier te identifiseer met hierdie liefde wat sy verloor het. Die hartseer van dit is, ek meen, die dag toe daai oom dood is, het sy ook dood gegaan. En dit is nie 'n lewe nie, en dit is nie die lewe wat God vir ons wil hê nie. En jy weet, 'n mens vir jouself die vraag vra, as sy na 'n ruk daarom net weer opgestaan het en as sy net vir 'n ander rokke weer begin aantrek het, wat sou die uitkring effek gewees het in haar lewe van haar kinders en kleinkinders en die straat waarin sy gebly, die gemeente of die gemeenskap waarvan sy deel was, sou dit anders gewees het omdat sy daar was, omdat sy aangegaan het met haar lewe, omdat God haar in hierdie donker tyd opgetel het en geleer het. Waarskynlik sou dit. Sou sy meer van God se goedheid en sy guns en sy wonderlike liefde vir haar ervaar het as sy aangegaan het met haar lewe? Waarskynlik. Maar dit is vir ons nie
as mense nie so maklik nie. Dit is baie makliker om jy weet te kla en om negatief te wees, om te huil en om vas te hou aan dit wat was, as wat dit vir ons is om vorentoe te gaan, maar om te kies om vorentoe te gaan. Dit vra geloof en dit vra vertroue in God. En dat jy sal glo dat daar wel 'n toekoms is. Al kan jy nou niks daarvan sien nie, maar dat daar 'n toekoms en 'n verwagting is wat God het en hy uit 'n plan vir jou lewe. So die vraag is nou logies. Ek meen, wat is jou Babylon vanoggend? Wat is dit? Is dit jou werksomgewing, jou werkplek of 'n verlies daarin? Jy het dit dalk nou verloor. Niemand wil daar wees nie. Dalk het dit met 'n verhouding te doen. Dalk het dit te doen met 'n kroniese mediese toestand wat jy het. Dis jou Babylon. Om te bly wens dinge is anders. Om te bly droom dat dinge anders is. Ek meen, dit is dis dagdromery. Dit gaan niks verander nie. Jy gaan elke nou en dan herinner word daarom dat jy in 'n nagmerrie lewe. En dit is nie God se doel en sy wil vir jou lewe nie. Kry jou gedagtes volledig op Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir jou beplan het, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dis reeds daar. Kry jy dit in jou gedagte wêreld. Dit is God se wil vir jou in my lewe. Hy het altyd 'n plan. Daar is 'n toekoms saam met hom. Al sien jy niks vandag nie. Glo net dit. Intussen tyd, wat doen jy? Totdat daai tyd aanbreek. Jy doen meer as jou beste. Jy bly leer, jy bly groei, jy bly sing, veral sing. Dis die manier hoe jy voorberei vir dit wat op pad is. Nie deur te lê en te huil en te kla nie. So berei jy nie voor nie. Jy berei voor vir dit wat op pad is, deur die beste te gee en te glo en te vertrou. Ek het nou 'n belangrike ding, ja, die ding is net, die probleem is, as jy vasval by hierdie ding, nee, dan hou jy op met lewe. Dis wat dit is, soos daai tannies. Jy hou op met lewe as jy vasval hier. Hoekom? Want in jou kop is jy op een plek, maar fisies is jy hier. En dit kan nie, maar dit kan nie so werk nie. En so gaan mense dood. So, om klaar te maak, wat 'n wonderlike storie is dit, nê? En ek meen 'n getuienis van dit wat God eeue gelede in hierdie groep mense se lewens gedoen het. En daar was hierdie twee groepe. Die een wat gekies het om God te vertrou en te verwag en te bly hoop. En wie se lewe net op 'n totaal ander manier uitgespeel het. So, intussen tyd, bly hoop, bly glo, bly bid, bly vra, bly werk, bly gee jou beste. Kyk uit nuwe hoeke uit. Vra vir nuwe hoeke. Vra vir nuwe idees. Vra vir nuwe geleenthede, vir nuwe rigting. En hy sal dit vir jou gee. Hoekom? Want hy het 'n verwagting, hy het 'n toekoms vir jou. Hy het 'n plan vir jou lewe. So, die eerste ding wat jy daar kan doen, begin sing. Begin weer sing. Begin sing in jou hart. In die oggend as jy opstaan, begin sing oor die goedheid van God en oor dit wat hy in jou lewe in die verlede gedoen het en dit wat hy besig is om voor te berei. Begin net weer sing. Tel jou harp op en begin sing. Amen. Here, dankie dat daar by U is daar nie dood nie. By U is daar nie leegheid en verslaanheid en teleurstelling nie. U verander, want dis ons realiteite, maar dit bestaan nie in waar U heers en regeer en dis oor die hele wêreld en in ons lewe en ons omstandighede. So ek bid daarvoor, Here, dat U vir ons sal nuwe lewe in ons gedagtes gee, nuwe lewe in lewende idees, 'n lewende geloof, sodat U kan doen dit wat U so graag vir ons wil doen. U plan tot uitvoer wil bring. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed. Dis die storie van vandag. Ons sien volgende week. En as jy wil, Bonnie en Rivers of Babylon is op pad.